Ek wil die Here loof. Here my God, U is baie groot. U is bekleed met koninklike luister. U laat fonteine in die valleie ontspring en tussen die berge deurstroom. Daar kom al die wilde diere drink en die wilde donkies hulle dors les. Die voëls maak hulle neste langs die water en kwetter tussen die takke. Uit die hemel laat U dit op die berge reën. Die aarde word versadig deur die reën wat U gee. U laat gras uitspruit vir die diere en groenplante vir die mens, sodat hy sy kos uit die aarde kan kry. Amen. My gemeente, genade en vrede vir julle van God die Vader en van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Ons gaan vanmôre 2 gedeeltes lees. Johannes 14. Johannes 14 en Matteus 24. Johannes 14 en Matteus 24. Ons gaan eers die gedeelte in Johannes lees. Johannes 14 vers 1 tot 3. Baie bekende stukkie. Dit is waar Jesus besig is om afskeid te neem van sy disippels, dan sê hy vir hulle, julle moenie ontsteld wees nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. En as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En dan Matteus 24, ons lees vanaf vers 1. Toe Jesus van die tempel al weggaan, het sy disippels nader gekom en sy aandag op die tempelgeboue gevestig. Maar hy antwoord hulle, julle sien al hierdie dinge. Dit verseker ek julle, hier sal nie een klip op die ander bly nie. Alles sal afgebreek word. Nadat Jesus op die Olyfberg gaan sit het, kom die disippels alleen na hom toe en vra, sê vir ons, wanneer sal hierdie dinge gebeur? En wat sal die teken van u koms en van die einde van hierdie wêreld wees? Jesus antwoord hulle, pas op dat niemand julle mislei nie. Baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus, en hulle sal baie mense mislei. Julle sal die rumoer van oorloë en gerugte van oorloë hoor. Pas op, moenie verskrik word nie. Dit moet kom, maar dit is nog nie die einde nie. Die een nasie sal teen die ander te staan kom en die een koninkryk teen die ander. Daar sal op baie plekke hongersnode en aardbewings wees. Al hierdie dinge is geboortepyne, die begin van die nuwe tyd. Die mense sal julle oorlewer om mishandel te word en hulle sal julle doodmaak. Julle sal deur al die nasies gehaat word omdat julle my naam bely. In daardie tyd sal baie mense van die geloof afvallig word en hulle sal mekaar verraai en mekaar haat. Daar sal baie vals profete kom en hulle sal baie mense mislei. Omdat die minagting van die wet van God sal toeneem, sal die liefde by baie verkoel. Maar wie tot die einde volhard, sal gered word. En hierdie evangelie van die koninkryk sal in die hele wêreld verkondig word, sodat al die nasies die getuienis kan hoor. Eers dan sal die einde kom. En dan vanaf vers 36, maar niemand weet wanneer daardie dag en uur kom nie. Nie die engele in die hemel nie, en ook nie die see nie. Net die Vader weet dit. Soos nie dae van Noag was, sal dit ook wees by die koms van die Seun van die mens. In daardie dae voor die sonvloed het hulle soos gewoonlik geëet en gedrink en getrou tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het. Hulle het nie besef wat aan die gang was nie, totdat die sonvloed gekom en hulle almal weggesleer het. Net so sal dit gaan by die koms van die Seun van die mens. Dan sal 2 mense op die land werk, die een sal saamgeneem en die ander een agtergelaat word. 2 vroue sal by die meelkoring maal, die een sal saamgeneem en die ander een agtergelaat word. Bly dus waaksaam, omdat julle nie weet watter dag julle Here kom nie. Onthou dit, as die huiseienaar geweet het watter tyd van die nag die dief kom, sou hy wag gehou het en nie toegelaat het dat daar in sy huis ingebreek word nie. Om dieselfde rede moet julle ook altyd gereed wees,
want die Seun van die mens kom op 'n uur, dat julle dit nie verwag nie. Ons lees net tot sover. Ons het nou die kwartaal gekyk na die ewige lewe, en jy moet altyd daai gedeeltjie in die Bybel onthou. 1 Johannes 5, vanaf vers 8, waar dit so duidelik staan, dat ons kan sekerheid hê, dat ons die ewige lewe sal beerwe. Daar staan ons geskrywe, hierdie dinge het ek geskrywe, dat jy kan weet, dat jy die Seun het, jy die lewe het, jy wat in die Seun van God glo, daar by vers 13. Maar in die eerste gedeelte sê Jesus, staan dit baie duidelik in daai 1 Johannes 5 geskrywe, as jy die Seun glo, het jy die lewe. So as jy ooit iemand moet help, wat nie geloofsekerheid het nie, dan kan jy daai teks gebruik. En as jy self ooit daarmee worstel, kan jy ook daai teks gebruik, om sekerheid te kry van die ewige lewe. As jy kyk na gebedsverhoring, belangrik ook dat God ons gebede hoor, en dat ons met vrymoedigheid na hom kan nader. Ons het gekyk na die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Die Here beloof dit vir ons. God se teenwoordigheid, het ons verlede week na gekyk. Hoe dat Jesaja 41 vers 10, hoe dat die Here sê, moenie bang wees niks by jou, moenie bekommerd wees niks is jou God. Hoe dat hy vir ons sê, hy versterk ons, hy help ons, hy hou ons met sy eie hand vas. Die belangrikheid van God se teenwoordigheid en die bewuswees daarvan in ons lewe. Dan sluit ons die kwartaal vandag af oor die wonderlike belofte van die wederkoms. Nou, hulle sê dat daar is in die Bybel 300 en selfs meer profesieë oor Jesus se wederkoms. Hulle sê dat vir elke profesie oor Jesus se eerste koms, toe hy kom het aan die wêreld toe en gebore is, vir elke een keer wat daar 'n profesie daarvoor gegee is daar 8 profesieë gegee oor sy wederkoms, dat hy eendag die wolke van die hemel sal terugkom. Nou gelowiges verskil baie met mekaar oor die laaste dae. Daar is baie verskillende sieninge en mense stry baie met mekaar oor wat alles gaan gebeur tot dat die wederkoms uiteindelik gaan plaasvind. Maar die belangrike is dat ons in die Bybel uit Jesus se eie mond uit die versekering gekry het, hy kom weer. Daai bekende stukkie wat ons gelees het in Johannes 14, waar Jesus besig is om afskeid te neem van sy disippels. En dan sê hy vir hulle, ek gaan julle weer kom haal, dat julle kan weet waar ek is. Ander gedeeltes, Handelinge 1 vers 11, nadat vers 9 beskryf hoe dat Jesus opgevaar het in die hemel, wolke het hom weggeneem. En dit is altyd vir my so, net nadat Jesus die opdrag gegee het, vers 8, gaan al die nasies, of julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en sal my getuies wees, van die wolk vir Jesus weg. En dan sê vers 11, dat met eens het daar 2 engele gestaan, en dan het vir die mense gesê, Galileërs, kom kyk julle so, hierdie Jesus wat van julle weggeneem is, gaan net so terugkom, soos wat julle hom sien gaan het. 'n ander gedeeltjie, bietjie verder aan in die Nuwe Testament, Hebreërs 9 vers 28, en daar word Jesus vergelyk met die offers wat die priesters in die Ou Testament gebring het. Dan staan daar, Jesus was bedoel om een keer te sterwe vir ons almal se sonde, en om ons sonde weg te vat. Maar as hy weer kom, dan kom hy nie in verband met die sonde nie, dan kom hy om die verlossing te bring, vir almal wat hom verwag. Baie duidelike teks ook oor die wederkoms. En dan in die laaste hoofstuk van die Bybel, Openbaring 22 vers 20, sê die Here Jesus self, ek kom gou. En dan sê die gelowiges, kom Here Jesus, kom. En is uit daai vers, wat die vroeë kerk die woorde Maranatha gekry het. Die woorde wat hulle gereeld gebruik het as hulle mekaar gegroet het, om vir mekaar te sê Maranatha. En daarmee het hulle die versigtiging, die behoefte uitgespreek, dat Jesus weer moet kom. Maranatha, uit Openbaring 22 vers 20. 'n vraag wat mense oor al die eeue besig hou, is die vraag, wanneer gaan Jesus weer kom? Van die begin af was hierdie vraag aktueel gewees. In Thessalonika byvoorbeeld, was daar alreeds 'n klomp Christene gewees wat gedink het, hulle moet nou al die ander goeders ophou doen, hulle moet ophou werk, hulle moet basies ophou lewe, hulle moet net sit en wag want Jesus gaan nou kom. En Paulus moes vir hulle gesê het, maar Jesus kom baie gou weer,
Maar dit beteken nie, julle moet nou met gevoude arms daarvoor sit en wag nie, julle moet nog steeds elke dag voluit lewe. Dis soos Martin Luther wat gesê het, dat al weet hy Jesus kom môre, dan sal hy vandag nog 'n boom plant, tot die laaste toe nog, sal hy getrou wees aan die roeping en die opdrag wat hy hier op aarde gekry het. Wanneer gaan Jesus weer kom? Matteus 24 is die hoofstuk in die Bybel waar ons uit Jesus se eie mond uit die heel meeste lering kry oor die eindtyd en oor die wederkoms. Nou wat nou interessant is, in vers 1 verlaat Jesus en sy disippels die tempelgebouwe, die tempelkompleks. As jy mens mooi na die teks gaan kyk, dan wys Jesus sy disippels om op die besondere argitektuur van die gebou. Hulle sê eintlik vir hom toe hulle daar uitstap, Here, dis 'n fantastiese gebou hierdie. Kyk net hoe sy gestruktureer en hoe sy beplan en hoe sy gebou. Hierdie kompleks, hierdie geboue, dis geweldig. En dan sê Jesus vir hulle in vers 2, van hierdie tempel gaan daar nie een klip op die ander bly nie. En sonder om 'n woord verder te sê, stap Jesus dan verder en hy stap na die Olyfberg toe, en vers 3 sê, hy gaan sit op die Olyfberg. Jy weet, te lees ek 'n stukkie wat iemand dit eintlik baie mooi beskryf. Hy sê, Matteus 24 vers 3 is vir hom een van die hoendervleiskry tekste in die Bybel. Hoekom? Want in Sagaria 14 vers 4 het Sagaria geprofeteer dat op die dag van die Here, dan gaan die Here op die Olyfberg kom staan. Dit skryf die persoon, hy sê, en dat Jesus op die Olyfberg gaan sit en lering gee oor die wederkoms en oor die laaste dae, terwyl die profete dit voorspel het, dat die Here op die Olyfberg sal gaan staan, is regtig een van die hoendervleiskry tekste in die Bybel. Nou, Jesus gee 'n paar antwoorde vir sy disippels in daai gedeelte. In die eerste deel, vers 5 tot 14, gee Jesus vir hulle 3 soorte tekens, wat vir ons sê dat sy wederkoms gaan kom, en wat vir ons sê dat sy wederkoms ook al nader kom. Nou onthou nou, dit is nie net vir die mense van daai tyd bedoel nie, dis vir ons nog bedoel. En as ons nou gaan kyk na hierdie 3 tipe tekens, gaan ek vir u vandag so 'n bietjie 'n klompie statistieke gee om vir u te wys hoe dat die tekens waarvan Jesus gepraat het in die wêreld aan die gebeur is. En hoe dat as ons oë oopmaak vir hierdie tekens, dit vir ons elke dag sê, die wederkoms is aan die kom. Die eerste soort teken waarvan Jesus gepraat het, is van misleiding. Vers 4 tot 5. Hy het gesê, daar sal baie mense kom en hulle self voordoen as die Christus. Nou ek het, julle terug in 'n preek, het ek 'n paar voorbeelde vir u genoem. Sekteleiers soos Jim Jones en David Koresh, ouens van Amerika wat hulle self as Messias voorgedoen het en sektegroepe rondom hulle bymekaar gekry het. En daai mense so ver gekry het om hulle so te vertrou dat hulle uiteindelik almal massa selfmoord gepleeg het, omdat hulle die leier gevolg het, die leier wat hulle geglo het, 'n Messias figuur is. En is nie net daai twee nie. As 'n mens so 'n bietjie gaan soek op die internet, dan verstom dit jou om te sien hoeveel mense daar al gekom het wat hulle self voorgedoen het as Messias, as die Christus wat weer sal kom. Daar sal baie vals leringe wees. Hierdie dinge sien ons en hoor ons gebeur rondom ons. En Jesus het gesê, hierdie dinge is tekens van sy naderende koms. Die tweede groep tekens wat Jesus van gepraat het, is moeilike tye. Hy praat in vers 6 tot 13, dan praat hy van, daar sal oorloë wees, en daar gaan hongersnode wees, en daar gaan aardbewings wees, daar gaan Christenvervolging wees, daar gaan afvalligheid wees, mense gaan nie meer lief wees vir God se wet nie, en as gevolg daarvan gaan daar nie meer liefde by mense wees nie. Nou ek het nou so 'n bietjie op van daai goed wat Jesus gesê het, gaan gebeur, en wat vir ons tekens is, so 'n bietjie van statistieke soek daaroor. Jesus het gesê, die eerste wat hy genoem het, oorloë en gerugte van oorlog. So 'n bietjie gaan soek. Verlede jaar is die 3 lande in die wêreld waar die meeste mense net in verlede jaar in oorlog gesterf het. Die land met die meeste was Sirië, waar 55.219 mense verlede jaar in oorlog gesterf het. In totaal in die konflik in Sirië het daar al 470.000 mense gesterf. Verlede jaar was die land met die tweede meeste sterftes as gevolg van oorlog was Afghanistan.
met 36.345 sterftes net in verlede jaar. En in die totale konflik in Afghanistan, al meer as 2 miljoen mense wat gesterf het. Irak was derde op die lysie gewees, met 24.104 mense wat verlede jaar gesterf het, met meer as 1 miljoen al in die konflik wat daar in Irak is. Boko Haram, hier hoor ons die naam baie keer, hierdie ouens hier in Nigeria, hier in Afrika, wat mense so doodmaak en skoolmeisies ontvoer en al hierdie, hulle het verlede jaar, net in die 1 jaar, 11.778 mense doodgemaak. En vandat hulle begin het met hulle geweld, al 21.400. As die mense idee wil kry hoeveel konflikte daar in die wêreld is, ek het bietjie gaan kyk, hulle sê die Amerikaanse spesiale eenhede, die SOF, Special Operation Forces, wat gestuur word na konflikgebiede, oorloggebiede in die wêreld. Op die oomblik is hulle in 134 lande van die wêreld betrokke. In 2008 sê hulle daar in die jaar 56.000 mense in die wêreld in oorlog gesterf. 6 jaar later, in 2014, 180.000 mense. Kan jy sien in 6 jaar se tyd, van 56.000 na 180.000. En hulle sê dat 2013 was die eerste keer sedert die Tweede Wêreldoorlog dat daar meer as 50 miljoen vlugtelinge in die wêreld is. Mense wat vlug om weg te kom van oorlog en van geweld af. In Afrika sê hulle is daar 20 groot oorloë aan die gang. En dit lei nou weer tot hongersnode, want daar word nie geplant nie, daar word nie kos vir mense geproduseer nie, en dit lei tot allerlei sosiale ellendes. As mense die statistieke gaan kyk, dan is die oorloë en die gerigte van oorloë waarvan Jesus gepraat het daar, dit word meer en meer, hierdie dinge moet vir ons sê, die koms van die Here Jesus kom al nader. Die tweede waarvan Jesus mos gepraat het, was van hongersnood. Daar sal hongersnood wees. Ek was by 'n kursus gewees, toe die kursusaanbieder vra toe vir ons, aan watter siekte sterf die meeste mense in die wêreld? En almal dink toe nou aan vigs. Op die ou einde sê hy toe vir ons hongersnood. Die World Hunger Statistics sê dat daar elke jaar so 7.665.000 mense van hongersnood doodgaan, waarvan 1.250.000 kinders is. En van kinders wat sterf jonger as 5 jaar, is 45% wat doodgaan van hongersnood. Daar sterf gemiddeld 21.000 mense per dag. As die mense terugwerk na ure toe, sê nou maar ons gaan 'n uur in die kerk wees, beteken dit gemiddeld hier daar in die wêreld in hierdie uur 875 mense van hongerte doodgegaan. Dit sê juis vir ons dat ons ook wat ons kan doen, iets moet probeer doen. Baie kerke, baie organisasies het sopkombuise en allerlei voedingsskemas. God se kinders is juis geroep om in die nood wat daar is te probeer voorsien. CMR byvoorbeeld ook met hulle projekte, Okuba projek en al hierdie projekte, wonderlike projekte, om iets aan hierdie nood te probeer doen. Daar is, ons kan nou die sterftes genoem, maar op die oomblik sê hulle is daar 945 miljoen mense wat honger is, wat nie kos het om te eet nie. En 66 miljoen laerskoolkinders wat hongerskool toe gaan, wat nie kos het om te eet nie. Jesus sê dit as 'n teken genoem, die goed word al meer en al meer in die wêreld. Die derde ding wat Jesus genoem het is aardbewings. Ek het so 'n bietjie gaan soek, nou teen gisteraand 6:00. Nou toe is daar nog 'n paar ure oor van die dag. Maar teen gisteraand 6:00 was daar in die wêreld 9 aardbewings, net gister tot en met 6:00 die aand, wat meer as 5 op die Richterskaal gemeet het. Nou die Richterskaal gaan tot by 10. So 5 is nou al 'n redelike groot aardbewing. Dit tel nou nie die kleiner is nie, net groter as 5. Teen gisteraand 6:00 was daar 9 gewees. Ek het nou 7 uur gou op die kerkkantoor se rekenaar gekyk. Dit was daar van 5 uur vanmôre tot 7 uur vanmôre. In 2 ure se tyd 10 in die wêreld gewees. Die afgelope 7 dae 34 in die wêreld wat meer as 5 op die Richterskaal gemeet het. As 'n mens nou die skaal ook nou so vat, van 0 tot by 2, is daar 8000 per dag gemiddeld. Van 2 tot 3 is daar 1000 per dag.
Van 3 tot 4 is daar 49.000 'n jaar. Van 4 tot 5 is daar 6.200 'n jaar. Van 5 tot 6 is daar 800 'n jaar. Van 6 tot 7 is daar 120 'n jaar. Van 7 tot 8 is daar 18 in 'n jaar. Van 8 tot 9 is daar 1 in 'n jaar. En van 9 tot 10 is daar 1 elke 20 jaar. Alles by mekaar gesit sê, dit beteken dit, dat is 500.000 aardbewings elke jaar. Dit beteken 1320 per dag. Nou ons leef in Suid-Afrika, ons is nou nie op die gebiede waar daar baie aardbewings plaasvind. Ons voel dit nie, maar ons is dalk nie so bewus daarvan soos veral daar in die Ooste en in Amerikas nie. Maar 1370 aardbewings per dag in die wêreld, gemiddeld. Dit sê vir ons, Jesus gaan kom. Jesus het dit as 'n teken vir ons gegee. Nog 'n teken wat Jesus gegee het, is Christene gaan vervolg word. Hy het ons gesê, die mense gaan julle haat omdat julle in my glo. Hulle gaan julle vervolg en julle beledig. Nou weer 'n keer, ons leef in 'n land waar ons as Christene nie vervolg word nie, so ons is nie altyd so bewus van wat in die res van die wêreld gebeur nie. Geopende deure, wat nou baie meer hulle vinger op die pols het met hierdie goede, sê dat daar gemiddeld 322 Christene per maand in die wêreld hulle lewe verloor vir hulle geloof. Dat daar 214 kerkgeboue in die wêreld per maand afgebreek word en afgebrand word deur mense van ander gelowe. Dat daar 772 Christene is wat elke maand geweld beleef teen hulle, omdat hulle in Jesus glo. Ons beleef dit nie so by ons nie, maar in 60 lande is daar 100 miljoen Christene wat elke dag van hulle lewe vervolg word, omdat hulle in Jesus glo. En Jesus het in Matteus 14 gesê, hierdie dinge gaan vir ons herinner daaraan, dat hy weer kom. 'n ander ene wat 'n baie tragiese ene is Jesus het gesê, daar gaan baie afvalligheid kom. Nou gelukkig in sekere dele van die wêreld groei die Christelike geloof. Maar in die ou tradisionele gedeeltes waar die Christelike geloof altyd sterk was, neem dit af. Ek het op Amerika se syfers afgekom. Hulle sê dat in 2007 was 78,4% van Amerika se inwoners Christene. 78,4. 7 jaar later in 2014 was 70,2. Dit beteken dis 8,2%. Nou in 2014 het Amerika 319 miljoen inwoners gehad. Dit beteken 26 miljoen Amerikaners het opgehou om in Jesus te glo oor 'n tyd van 7 jaar. 26 miljoen. In daai selfde tyd het ateïsme, mense wat glad nie in God glo nie, gegroei van 16% van die bevolking tot 23% van die bevolking. En hulle sê dat vir elke 1 Amerikaner wat tot geloof kom, is daar 4 wat hulle rig op die Christelike geloof draai, wat ophou om in Jesus te glo. Hierdie goed waarvan Jesus gepraat het, is besig om te gebeur. Die afvalligheid waarvan Jesus gepraat het. Maar nou het Jesus gelukkig ook 'n positiewe teken gegee. Hy het gesê daar sal wêreld waar jy evangelisasie plaasvind. Vers 14. Almal gaan eers die evangelie hoor, eers dan gaan die einde kom. En daar is vandag groot pogings, deur baie kerke, deur baie organisasies, sendingorganisasies, mense wat deur die internet en deur allerlei maniere die hele wêreld probeer bereik, dat almal die kans kry om van Jesus te hoor. En daarom, soos ek nou gesê het, van in Amerika is daar afvalligheid, en in Europa ook, maar in lande soos China, en Korea, en Indië, en in Latijns-Amerika, groei die Christelike geloof, as gevolg van die wêreldwye evangelisasie. Dinge wat Jesus daardie tyd al gesê het, gaan gebeur, wat ons vandag sien gebeur. En Jesus het gesê, dit sal julle herinner daaraan, dat hy weer kom. Kom ons kom terug by die vraag, met ander woorde wanneer. Vers 36 het Jesus gesê, die presiese dag en uur is onbekend. Trouwens, Jesus het gesê, selfs die engele weet dit nie, hy weet dit nie, dis net die Vader, wat die presiese dag en uur weet.
En daarom moet die mense ook nie probeer uitwerk presies wanneer dit gaan wees nie, maar eerder seker maak dat jy gereed is daarvoor. Want dit kom wanneer niemand dit verwag nie. Jesus vergelyk dit daar met die tyd van Noag. Hy sê in die tyd van Noag, nou weet ons mos toe Noag die ark gebou het, die ouens hom gevra, hey, wat maak jy? Hier op hierdie stuk droë grond bou jy hierdie verskriklike boot. Hoe dink jy gaan die boot by die see kom? Dis nie eers naby die waters wat jy hierdie ding bou nie. Die mense was gewaarsku, want Noag het vir hulle gesê wat God gaan doen. Maar mense het hulle nie daaraan gesteer nie. En hulle het maar aangegaan sonder die Here, tot die dag dat die vloed gekom het, sê Jesus, en toe vang het hulle omvat. Jesus sê, ons moet onthou, want die tye waarin ons lewe is ook soos die tye van Noag. En Jesus gaan kom, wanneer niemand dit verwag nie. En daarom ook die derde ding, maak seker dat jy gereed is. Jesus vergelyk dit daarso ook met 'n ou wat kom inbreek in jou huis. As jy weet, vanaand so laat kom 'n ou inbreek, sê Jesus, dan weet jy om vir hom in te wag, jy is voorbereid. Maar dan weet jy nie. Jy weet nie of daar 'n ou gaan kom inbreek nie, jy weet nie wanneer hy gaan kom inbreek nie, daarom vang hy jou omkant. En nou sê Jesus, so is die wederkoms ook. En dat ons nie weet wanneer nie, moet ons altyd daarvoor gereed wees. Wat moet ons doen? Ons so 3 dingetjies noem, bemoedig mekaar. In 1 Tessalonisense 4 praat Paulus ook oor die wederkoms. En dan vertel hy daar in vers 17 hoe dat ons by die Here sal wees. Dan sê hy in vers 18, troos mekaar. En daai woord het ook die betekenis van bemoedig. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Dit laat dink my ook aan Hebreërs 12. Hebreërs 12 vergelyk ook ons Christelike lewe met die van 'n wedloop wat ons hardloop. En as 'n klomp getuies wat ons op die baan sien. En dan dink my so aan skoolbyeenkomste. As daar 'n skoolatletiek byeenkoms is en die paas en die ma's sit op die paviljoen en dis 100 meter die kort afstande, dan sal pa en ma ons vreeslik skree vir boetie of vir sussie waar die 100 meter hardloop of bietjie vinniger te hardloop, of dalk as hy voor is om voor te bly, of as dit 'n langer afstand is, hou weer hou, is ons iets wat baie kere gesing word. Soos die Hebreërs 12, moet ons mekaar ook aanmoedig, ons is in 'n wedloop, ons moet vir mekaar bly sê, volhard, hou vol, hou aan, bly getrou aan die Here, mekaar bly aanmoedig, soos wat mense van 'n paviljoen af, atlete aanmoedig, in 'n reisies, in 'n wedloop. Die vroeë kerk het mekaar aangemoedig met die Maranatha groet. Elke keer as hulle mekaar gesien het, het hulle mekaar gesien Maranatha. Dat hulle mekaar daaraan herinner, ons wens Jesus wil weerkom. Kom Here Jesus, kom gou. Sien nou ons begin doen. As ons mekaar by die Spar raakloop of waar ook al raakloop, ons sê vir mekaar, goeiemôre Maranatha. Ek het hoe wonderlik sal dit wees as ons mekaar altyd daaraan kan herinner. Ons verlang na die koms van die Here Jesus. Ons moet mekaar bemoedig. Ons moet toegewy en heilig lewe. 1 Johannes 2 vers 28 sê, ons moet in die Here bly, sodat ons nie beskaamd sal staan wanneer hy weerkom nie. Dat ons niks sal hê waaroor ons skaam sal hoef te wees nie. Dat as Jesus kom, dat ek in die reine sal wees. Dat daar niks sal wees waaroor ek my sal hoef te skaam nie. Maar dit vra 'n lewe van toewyding elke dag vir ons lewe. En dan 'n derde ding is die bekering. 2 Petrus 3 vers 9 sê, party mense dink die Here stel die wederkoms uit, maar hy stel dit nie uit nie. Hy wil hê dat almal tot bekering moet kom en daarom gee hy nog kans. Hy gee nog geleentheid. Want as hy kom en jy is nie reg nie, is dit vir altyd te laat. En daarom dat hy sê, hy is geduldig. Hy gee mense nog 'n kans. En dink net hoeveel kans gee die Here vir ons om tot bekering te kom. Om ons saak met hom reg te maak. As jou saak met die Here reg is, dan kan jy soos die vroeë kerk sê, Maranatha, kom Here Jesus, kom gou, jy verlang daarna, jy sien daarna uit om opgeneem te word en by die Here te wees, en vir altyd by hom te wees. Wie nog nie tot bekering gekom het nie, dit gaan 'n verskriklike dag wees. Vir mense wat verlore gaan, ons lees mos dat hulle gaan sê, 'n berg moet eerder op hulle val, as dat hulle voor God moet gaan staan. En daarom altyd ook maar weer die belangrike oproep. As jou saak met God nog nie reg gemaak is nie, maak dit reg. Kom tot bekering. Ek wil afsluit met 'n storieetjie wat ek eendag al vir u vertel het. En ek sê ware verhaal. En kan ons nie maar almal so wees nie.
die verlange wat daai kindertjies gehad het nie. 'n Predikant vertel dat hy een keer by 'n weeshuis moes gaan 'n boodskapie gee. En toe hy so in die gang afstap, toe sien hy maar daar is handmerkies teen al die vensters van die kamers waar die kinders slaap. En hy sê nader vir die personeel, maar hoekom was julle nie bietjie die ruite nie? Dis so vol handmerke. Toe sê hy, dis vir ons te dierbaar, ons wil dit nie was nie. Hierdie kinders het gehoor dat Jesus gaan weerkom. En elke dag dan gaan staan hulle met hulle handjies en hulle gesiggies teen hierdie vensters en kyk of hy nie dalk al aan die kom is nie. So sien hulle daarna uit, so verlang hulle daarna. Maranatha, kom Here Jesus. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons wil saam met die vroeë kerk vir U vra. Maranatha, kom Here Jesus, kom gou. Ons lees in die Bybel, Here, dat U ons gaan opneem, die lig en die tegemoet. En dat ons vir altyd by U sal wees. Here, hoe wonderlik sal dit wees om in U teenwoordigheid te wees en U te sien soos wat U is en U in volmaaktheid en volle heerlikheid te kan aanbid en verheerlik. Ja, Here, alles wat hier op aarde nog so onvoltooid, onvolmaak is daar vir altyd volmaak. Dankie dat ons met verlange daarna kan uitsien. Maar Here, intussen sê die tekens van dit wat gebeur, dat daar ook groot nood in die wêreld is. En wil U ook gee, Here, dat ons nie sal blind hou en afsydig sal hou daarvan nie, maar dat ons ook sal doen wat ons kan doen om mense in die wêreld se nood te verlig. Maar bo-al ook, Here, om te getuig en mense by U uit te bring, sodat meer en meer mense, Here, kan deel kry aan U koninkryk. Dankie dat ons kan uitsien na die wederkoms. O Here, hoe wonderlik sal dit wees as dit sommer al vandag kan gebeur. Dankie dat ons kan bid, Here, vir ons gemeente. Ons bid, Here, dat U ook dalk by hulle wat nooit eens meer aan U dink nie, wat dalk om die afvallige stel, in hulle harte sal werk, brandend vir U sal maak. Dankie dat ons kan bid vir almal op ons voorbiddingslysie. Net besonder aan broer Koos, Here, vir wie ons ook voorbidding doen en wat huis toe moes gaan, maar net nou omdat hy ongesteld was. Here, wil U vir hom aanraak, wil U vir hom beterskap gee. Dankie dat ons hom aan U kan vertrou, vir hom en vir Sandra. Dankie Vader, dat ons almal op ons lysie na U toe kan bid. Dan die Leen wat baie siek is, ook Piet ook, Here, wat daar moet bystaan. Dankie dat ons hulle ook aan U genade kan vertrou. En al die ander mense bid ons ook voor, Here. Gesinne en families, wat die laaste tyd geliefdes in die dood afgestaan het. Here, ons het baie begrafnisse gehad, baie families treur. Dankie dat ons U troos vir elkeen kan vra. Vader, U weet ook hoe dat ons rede nodig het. Dankie dat ons vanmôre ook uit Psalm 104, toe ons die diens begin het, U kon loof as die een wat reën in die hemel gee, wat kos vir mense en diere gee. Ons vertrou U ook daarvoor, Here. Dankie dat ons dit alles kan bid in Jesus se naam. Maranatha, kom Here Jesus. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u almal wees.